Hulle sê mos 'n mens moet nie terug verlede toe nie. Wat verby is verby. Maar soms gebeur daar egter oomblikke wat jou wel terugvat na verbyplekke. Ons het 2 rooibokboude present gekry en besluit toe dat ons dit gaan opsny en laat wors maak. Ons bære gereeld afsny vet. Dis nou as die choppie te vet is of as die ribbietjie te veel vet op het. Ek takel toe die 2 boude en sny eers netjies die been uit. Die saag ons nou weer op en kook sommer saam met die skenkels. Nou net hier, toe ek daai skerp mes so deur die vleis trek, toe verplaas ek myself na ons vleiswerk daar op ons plaas Nieuwba. Hoe sal ek nou gedagtes en oomblikke in woorde kan skep, sodat die prentjie mooi en duidelik is? As daar nou interoordraagbare kopprentjies was, sou ek dit graag so wou deel. Nou is daar nie en sal ek probeer om jou saam met my te neem op my vleiswerkpad. Bees of wild, die groot uitmekaar maak, was altyd Louis se werk. Hy ken elke snit soos die palm van sy hand. En voordat ek verder gaan, die vleiswerkery het in die skuur plaasgevind. My skoonma het vir jare op die agterstoepie gewerk, maar ons het dit toe verskuif na die skuur toe, waar daar meer plek was. Tafels, bakke, saagmasjien, vleismeel, worstopper, alles word gereed gemaak vir die werkery. Messe word natuurlik geslyp en die slyper lê byderhand. Soos wat die messe stomp raak, moet hulle weer geskerp gemaak word. Alles word afgevee en gewas voordat die werkery begin, want die wintertyd is ook stoftyd. Die houtstowe sal vroegoggend brand gemaak en die ketel kookwater staan en wag vir teetyd. Die kos is opgesit, want ons het middag ons hoofmaaltyd geëet. Poppie kyk dat alles nie brand nie. Nou ja, terug by die vleiswerk. Die bees of wild hang gewoonlik oornag aan die driepoot, waar die vel afgeslag is. Die vleis is dan lekker koud die volgende oggend. Die werkers maak so lank uitmekaar en sit die stukke vleis op die tafels neer. Hulle het ook geweet watter dele kan hulle worsvleis van sny en watter moet hulle verlooi los. Die fillets word netjies uitgesny. Die boude, die moes ek nou leer, het nate waarlangs jy sny om die verskillende snitte los te maak van mekaar. Dan word die stukke na my aangestuur en ek moet dit nou trim. Dis nou alle losvliese en vetjies wat afgesny moet word. Dan word daar besluit wat moet nou biltong word en wat moet steak word. Ek het ook soms die biltonge gesny. Nie enige een kan biltonge sny nie, o nee, jy moet netjies werk. Daai vlijmskerp mes wat kloof deur die pragtige stuk vleis. Dis nou daai sny van die rooibokbout wat my na hierdie pad toe gevat het. Die biltonge word gespesery en ingelê vir 'n paar uur. Vanaand word dit opgehang. Die beesbiltonge met die lekker stuk vet aan. Die word gewoonlik gepekel. Skoonma se resep. 1 eetlepel salpeter op 'n jamblik grove sout. Die word oor die biltonge wat nou in swart bakke gepak word gesprinkel en vir 2 dae in die koeler gesit, nou en 'n paar keer omgedraai voordat dit nou opgehang word. Die salpeter maak dat die biltonge so mooi pink kleur het wanneer jy dit sny. Louis sny gewoonlik die brisket van die bees uit en die word nou ook gepekel. Heerlik met 'n mosterdsaus van Marita. Dit was nog altyd 'n wenresep. Sodra die worsvleise klaar van die bene afgesny is, word dit geweeg en dan kom die vet by. Sagte vet. Met ander woorde die vet wat buite om die vleis is. Die harde vet is binnevet. Die verskil is ook eers daar wanneer jy leer hoe om die verskil raak te sien. Die verhouding wat ons gehad het, was 10 pond vet op 50 pond vleis. Ek gee dit juist so, want dit was die skaal waarmee ons nog geweeg het. Sodra die speserye bykom en die hele spulletjie gemeng is, dan kan ons maar begin maal. Eers het ons die trekker met 'n poelie en 'n belt die maler laat trek om te maal.
Later is ons egter 'n baie lekker groot meel gekry wat 'n bees of 'n kudu se worsvleis in 'n japtrap gemaal het. Nou net hier het my groot werk ingekom. Worsstop. Die worsstopper was nou nie so vinnig nie. Louis se oupa het dit nog gemaak. Die vleis word redelike groot balle gemaak en in die koker gestop. Lekker styf gestop, sodat daar nou nie ligblaasies in die darm kom nie. Die man wat die slinger draai moet ook 'n bietjie sterk wees, want soms is die vleis koud en soms moet ons 'n bietjie water bygooi as dit droog is, sodat die wors makliker deur die stopper kan gaan. Nou wanneer jy die darm skoop, is dit in bondels vasgemaak en vol grove sout, sodat dit behoue kan bly. Die darms moet losgemaak word, die sout afgespoel word en dan lê dit in lou warm water om die elastisiteit terug te kry. Sodoende gaan dit ook makliker oor die punt van die stopper. Soos ek gesê het, brand die houtstoof en Poppy maak gou vir ons 'n proeworsie gaar. O, ek het baie kilometers wors gestop en daar was niemand wat so behendig en vinnig was soos ek nie, al moet ek dit nou self sê. Hoe meer 'n mens oefen, hoe beter raak jy. Nou soos die worse klaar is, word dit opgehang. Sommer aan die hekke wat aan die dak vasgemaak is met drade tussenin en dan word die biltong daaraan gehak en droë wors daaroor gehang. Die nat wors word later verpak in plastiek sakkies om gevries te word. Op 'n keer was ek Kaap toe en daar is geslag. Louis moes toe wors stop. Poppy sê toe ek nou terug is, nee kleinooi, dis maar goed jy's terug, want hierdie man van jou stop net te stadig die wors. Ons staan nou die hele dag in stop al. Ons het lekker gelag. Intussen saag Louis die bene op. Dit kom buite op die vuur in 'n groot swart pot met bietjie water waar die vleis van die bene afgekook word. Sout en al wat 'n sousie is wat Louis gebeere het, word bygevoeg vir die geur. Ek het op 'n dag ook een van sy bereflesse sous geneem en by die vleis ingegooi. Toe die laaste druppel so inloop, besef ek dit is nou my oorige groenvye stroop. Was daai afkookvleisies nou nie lekker nie. Die lekkerte van die afkookvleis was om die bene skoon te skraap en dit doen jy dan nou so, proe. Die vleis word in roomysbakke geskep en gevries om later wildspastei te maak. Hierdie prentjie wou ek graag deel en veral met my kinders wat die paadjie saam met ons gestap het. Dis 'n deel van jou wat jy altyd saam met jou sal dra. Vanoggend staan ek en ek kook arbeikonfyt. Net daar kom spring die prentjie in my kop van konfytkook op die houtstoof, maar dis 'n storie vir 'n ander dag.